Ons eie gedagtes en ons eie persepsies kos ons baie keer die duurste. Wat ons dink en hoe ons vorentoe beweeg, maak ons baie keer die seerste. Want hoogmoed neem baie keer oor en dan glo ons dat ons eie insig en ons eie krag en ons eie idees is genoeg. En dan druk ons planne vorentoe, hardkoppig, en ons hou vas aan ons eie idees en ons eie identiteit van wie ons dink ons is. En ons luister nie meer na God nie, ons luister nie na wysheid nie, ons ignoreer waarskuwingstekens en ons vat raad glad nie. Dit is dan wanneer ons harte verhard, wanneer ons die Heilige Gees stildruk en die stem van waarheid raak weg. En eers wanneer dinge begin skeefloop, begin ons vingers wys na alles om ons, na omstandighede, na mense, na die duiwel, maar nooit na die plek waar ons eie trots alles begin oorheers het nie. Dit is ironies hoe maklik 'n mens jou identiteit kan verloor, net omdat jy hardnekkig jou eie oordeel volg en volhard om dinge op ons eie manier te doen, en ons beweeg verder weg van God af deur ons eie arrogansie en aan 'n verwronge beeld van onsself. Iets wat lyk soos wysheid, maar dit dra geen vrede nie, kom nie van God af nie. Die woord herinner ons juis dat ware wysheid nie gebou word op selfvertroue en ook nie op arrogansie nie, maar op nederigheid. 1 Korintiërs 3 vers 18. Laat niemand homself bedrieg nie. As iemand onder julle dink dat hy wys is in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Waar identiteit begin is nie by ons eie gevolgtrekkings nie, maar by God se openbaring en wie God sê ons is. Daarom word 'n hart van nederigheid 'n sleutel, nie om minder van onsself te dink nie, maar om ons eie idees oor te gee aan God en dan te luister. Want die oomblik wanneer ons op ons eie wysheid staan, dan val ons, maar wanneer ons na God begin luister, dan hoor ons die Heilige Gees praat. Dan kan die Here ons lei. Dan kan hy ons vorm, ons regstel en ons op die regte pad sit. Dan ontdek ons dat identiteit nie 'n legkaart is wat ons self moet bou nie, maar 'n waarheid wat God oor ons spreek en 'n legkaart wat hy bou. Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. God bou identiteit in mense wat bereid is om te luister. En die wat hulle gevolgtrekkings nie as finale waarheid sien nie, maar as iets wat in gebed voor die Here neergelê moet word. Deur Christus leer ons om sag te word, om weer te voel, om weer te verstaan. Hy is die een wat ons lei in sagmoedigheid, in waarheid, in reinheid en in 'n diep geestelike volwassenheid. Wanneer ons eie planne laat gaan, begin ons sien hoe hy die pad helder maak en ons identiteit word gewortel in wie God is. Jakobus 4:10. Verneder julle voor die Here, hy sal julle verhoog. Ons moet nie onsself op 'n trooitjie probeer sit nie. Ons moet toelaat dat God ons verhoog op sy tyd. Wanneer ons eie egos stil raak, word ons siel en ons binneste helder. En in daardie helderheid herinner God ons aan wie ons is. Nie die resultaat van ons eie planne nie, maar die werk van sy hande. Nie gedefinieer deur mislukkings of verkeerde keuses nie, maar deur sy genade, sy waarheid en sy hart vir ons. Om ons identiteit in God te vind, begin altyd by nederigheid en eindig altyd in vrede en in vreugde. Hemelse Vader, help ons om nederig te wees. Help ons om U te soek. Kom neem U oor, Here, en kom maak U van ons lewens wat U daarvoor beplan het. Here, en kom help ons om nooit arrogant te wees nie, maar om altyd U te soek in alles wat ons doen. Here, laat U wysheid ons lewens beheer en nie ons eie feilbare
behoeftes en gedagtes nie. Ons eer en verheerlik U naam. Amen.